Ja, broer en suster, hartelijk welkom dan by vanmôre se geleentheid. Dink die winter wou dalk hierdie laaste 2 oggende net vir ons kom sê, net in geval julle gedink het. So hier is hy en so ervaar ons hom ook, maar dis dalk miskien ook maar 'n goeie ding dat al die siektes en die peste en goed wat daar is, die ook maar hulle ry kan kry. Maar ek hoop dat daar waar jy sit, dat jy gemaklik sit en dan teen hierdie tyd al warm geword het. Ek self voel, die van julle dalk die Michelin
mannetjie ken, nou ja, dis hoe ek voel, gaan Google maar, gaan soek maar die prentjie van hoe die Michelin bande se mannetjie lyk, dis hoe ek voel met al die goed, want toe ek vanoggend aantrek, wonder ek, is ek besig om aan te trek vir fietsry, of is ek besig om aan te trek vir werk vanoggend, want ek het soveel van my fietsry goed wat ons in die winter aantrek vanmôre aan, so koud is dit koud, so ek hoop jy gaan na die tyd ergens lekkere sonplekke hê en jou tee of koffie geniet, maar terwyl ek so van tee en koffie praat, sien te haastig is nie, ons drink koffie na die tyd hier saam, so jy is welkom om saam nog 'n oomblik te kom kuier. So welkom ook vir die lidmate van Ladysmith gemeente en die gaste wat saamgekom het. Hoop julle sal vanmôre die erediensgeleentheid saam met ons ook in die teenwoordigheid van die Here geniet. Wat ons aankondigings aanbetref, ek gaan nie enige iets sê nie, julle kan dit maar alles lees, veral vir Danskraal lidmate, wat julle kan kennis neem van die sake wat daar alles is, veral die datums om te onthou, 11de Julie ons hamburger verkope, eerskomende Saterdag, so as jy dalk kan hand bysit, dan sal ons bly wees asseblief. Dan persone wat vir my laat weet het dat hulle vanmôre nie kan wees nie, is Marita Hansen Tinkie, Susan Miller, Willem Elise en Lukie hulle, en sommer so terwyl ek van hulle praat, wanneer hulle op pad is terug hierdie week, dan moet Hendrina vir behandeling gaan, so dink ook maar asseblief in julle gebede aan haar en aan hulle. Dan die persone wat verjaarsdae herdenk, daar is al die name, baie geluk aan hulle elkeen, Nicola, Andrei, De Wet en Renay, hoop hulle gaan almal hierdie week dan 'n mooi dag en 'n geseënde nuwe lewensjaar beleef. En ja, dis alles al wat ek van my kant af wil sê, en dan die gedeelte wat ons vanmôre gaan gebruik vir ons skriflesing, die is dan daar op die blaadjie afgedruk. Ek hoop ek het alles so in 'n neute dop vinnig as moontlik gesê. Ek het ook vanmôre gedink, terwyl ek praat, as jy nie dadelik hoor wat ek sê nie, gee net kans, het sal by jou uitkom, die woorde eis dalk miskien op pad na jou 'n bietjie vas, so hy sal iewers met die son wat deurkom, sal jy die boodskap kry. So ja, dis nou die winterse dinge. Maar goed, broer en suster, ons is by die 6de Koninkryk Sondag, wat sê dat ons is in die feeslose helfte van ons kerklike jaar. Hierdie jaar is daar 26 Koninkryk Sondae of 26 Sondae na Pinkster, en dan kom ons na die 26ste een, dan begin ons met ons feeshelfte van die jaar, wanneer ons met Adventtyd begin. En in Koninkrykstyd, dan wil ons die geleentheid gebruik om vir mekaar te sê, maar hoe leef mense wat koningskinders is? En wat is daar wat ons as gelowiges kan doen om die koninkryk van die Here te verkondig? En ek hoop dat uit hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam met mekaar gaan lees en 'n paar gedagtes daaroor gaan dink, dat dit vir my en vir jou gaan help om ons verstaan van koninkryk en ons verstaan van koninkryksmense, dat dit vir ons nog so 'n stukkie beter en nog meer sal oopgaan. As jy hier ingeskakel is vanmôre, waar jy ook al is, baie welkom, mag jy ook die seën van die Here daar beleef, en as jy ergens op hierdie video afkom, nou ja, mag jy ook die seën van die Here beleef. Terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde, dan bid ons dat die Here inderdaad vir ons met sy liefde en met sy teenwoordigheid sal ontvang. Ons Here en ons hemelse Vader,
Ten spyte van die koue en hoe ons lighartig baie keer oor die koue nadink, staan ons eintlik maar in verbasing voor hierdie deel van die jaar, die winter. Want U het dit gemaak. In U grootheid het U gedink, dit is hoe die wêreld daar moet uitsien. En vir so baie dinge in die wêreld en in die lewe, kyk ons onsself altyd vas teen die swaar kry. Dankie dat ons hierdie paar oomblikke kan gebruik om daarop te fokus, die winter is U hande werk. En soos wat die natuur ook 'n tyd van rus moet ingaan, wil dit ons ook herinner aan ons eie lewensgang. Hoe ons so besig raak, en soms dat dit gebeur, een met die wêreld raak, dat daar soms 'n tyd in ons lewe moet kom om net weer tot stilstand te moet kom. Te reflekteer en raak te sien dat U die Here is. Ons bid dat U vir ons dan in hierdie klompie oomblikke wat ons as 'n deel van 'n geloofsvolk in hierdie dorp bymekaar kom, dat U vir ons sal seën. Ons bid dat elke lied wat ons sing, dat dit U grootheid en U heerlikheid sal verkondig, Here. Dat elke gebed wat ons bid, dat U sal hoor dat ons U met menslike woorde wil verheerlik. Dat wanneer ons die Bybel oopmaak en daaruit lees, ja, alhoewel dit 'n mens is wat sal voorgaan, dat U tog sal gee dat die een of twee gedagtes wat op die lewenstafel kom, vir ons sal help. Nie net om beter mens te wees nie, maar om ons verhouding met U beter te verstaan. En dat wanneer ons hier klaar maak en ons na ons huise toe gaan, dat ons dan ook daarmee kan weet, U gaan ook saam met ons na ons huise toe. En U gaan ook saam met ons deur die res van die week reis. Dit en baie meer bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader. Dit word vir ons geskenk in Jesus Christus die Here en word vir ons elkeen 'n werklikheid gemaak deur die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere saam sing terwyl hulle van die koue bly maar net so sit. Ek weet as 'n ou nou eers sit. Ek verstaan dit nog nie, want ek is nou nog ver van waar die meeste van julle is. Die meeste van julle is ons nou ouer as wat ek is, so ek hoor maar net altyd, as jy sit, dan moet jy sit en opstaan, en dit is maar 'n hele affære so.
kom ons sit maar net soos wat ons sit en dan sing ons hierdie twee liedere saam.
Nou vir ons skriflesing, as jy jou Bybel saamgeblaai het, kan jy blaai na Genesis 22, anders, soos ek sê, op die blaadjie, is die gedeelte vir jou afgedruk, Genesis 22 vers 1 tot 14, wat ek in elk geval dink, wat 'n baie bekende gedeelte en 'n baie bekende storie is in die Bybel, maar ek hoop dat wanneer ons hierdie gedeelte herbesoek, of 'n gedeelte daarvan herbesoek, dat ons ook hierin die Here se stem sal hoor, en dalk miskien op die gegewe tyd van ons lewe, wanneer hierdie verhaal by 'n erediens by ons lewe kom sal staan, dat ek en jy inderdaad dan ook iets hiervan en hiervoor vir ons lewe sal neem. Terwyl ons so sit, kom ons bid en vra dat die Here dan ook sy woord aan ons elkeen sal bekend maak en waar maak. Hemelse Vader, seker 6000 jaar gelede, ons kan ons skaars 100 jaar indink, en is hierdie storie vir ons oor al hierdie duisende jare in bewaring gehou. Dankie dat u deur 'n gedeelte soos hierdie, wat vir die meeste van ons 'n bekende gedeelte is, nogtans weer met ons wil kom praat. Ja, dis byna asof Here sekere stories in die Bybel net nie klaar kry om met ons te praat nie. Telkens wanneer ons by 'n storie soos hierdie stil staan, dan ontdek ons daar is nog 'n hoek van waaruit ons kan kyk. En dat ons u goedheid daarin kan raak sien, dat u vanuit nog 'n hoek met ons wil besig wees en met ons op pad wil wees. Seën ons as ons hierdie storie nagaan. En gee Here dat daar in hierdie storie vir ons elkeen iets sal wees, wat ons vanmôre sal optel. Ja, hier sit ons vanmôre, Here, sommige van ons ken mekaar goed, maar dan weet ons ook nog altyd, al ken ons mekaar hoe goed, daar is dinge in ons lewe. Uiteindelik is dit net u wat daarvan weet. So eie aan ons as mens, steek ons maar altyd weg. Druk ons maar altyd onder toe. Maar dankie dat u weet. En dankie dat 'n storie soos hierdie ook vir ons daar waar ons is wil ontmoet en vir ons wil optel. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun,
Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja, my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. En dan wil ek net eintlik maar aangaan, dis nou nie op die blaadjie nie, maar ek wil net nog hierdie paar verse lees. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek leer eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Tot daar wil ek dan saam met jou lees. Ek gaan vanmôre fokus op vers 9 tot en met vers 14. Die eerste 3 verse, min of meer, is die gedeelte wat ons dalk miskien die meeste in ons lewe dalk al gehoor het oor die hele opdrag wat Abraham ontvang het en dan die hele gedagte van gehoorsaamheid wat daaraan gekoppel is. En die tweede deel, as 'n mens dalk hierdie gedeelte in gedeeltes sou wou opdeel, dan is dit die hele gereed maak en dan die vertrek na die plek toe wat die Here vir Abraham aangewys het, waar hy dan daardie offer moet bring. Maar ek gaan fokus op vers 9 tot en met vers 14 en dan gedagtes deel rondom op die berg van die Here. Vers 9 sê dan dat so het hulle 2 dan, of die laaste deel van vers 8, is dat so het hulle 2 dan saam verder gestap. Nou in die eerste deel van hierdie verhaal, die eerste paar verse,
loop 'n mens vir Abraham raak wat hierdie, ek weet nie of 'n mens dit enigstens aan 'n ander woord kan koppel as hierdie verskriklike opdrag. Hierdie byna bo menslike opdrag wat hy ontvang het om iets te moet gaan doen. Ek weet nie wat maak 'n mens in sulke oomblikke deur nie, want ek het nog nooit so 'n opdrag ontvang om so iets kosbaar soos jou kind te moet gaan offer nie. En in Abraham se tyd, en in die ou tyd was dit nou natuurlik nie iets vreemd gewees vir mense in daardie tyd om kinders te offer nie. Iets wat ons natuurlik in die tyd waarin ons leef glad nie ken. Maar dit was in daardie tyd, was dit nie 'n vreemde of 'n snaakse verskynsel gewees nie. En in hierdie eerste paar verse loop ons vir Abraham raak waar hy besig is om gereed te maak. Die hout word gekap en die donkies en dit wat hy nodig gaan hê, dit word alles bymekaar gemaak. Na alle waarskynlikheid in hierdie eerste paar verse sou hy dalk miskien vir mense moes verduidelik het wat hy besig is om te doen of waarheen hy gaan om te doen, en dat mense dalk miskien allerlei vrae vir hom sou gevra het. Maar in hierdie deel van die verhaal loop ons vir Abraham raak wat sy gehoorsaamheid nog so 'n stukkie verder bewys gaan word. En aanvanklik was Abraham bereid gewees. Ek dink meeste van ons, wanneer dit gaan oor bereidheid, is ons bereid om bepaalde goed te doen. As daar bepaalde dinge van ons sou gevra word, is die meeste van ons, aanvaar ek, bereid om dinge te doen. Maar wanneer ons dit wel moet gaan doen, dan is dit natuurlik ook altyd 'n ander saak. Maar Abraham gaan en hy is besig om daadwerklik hierdie offer gereed te maak, en dit wat ons gelees het in hierdie verse is dat hy besig is om sy gehoorsaamheid aan die Here te bewys. Nou uit 'n toeskouer-oogpunt lyk dit as mens hierdie verhaal lees asof Abraham nie vreeslik bekommerd is nie. Dit lyk asof dit wat hy besig is om te doen, dat daar byna geen spanning in sy lewe aanwesig is nie. Maar miskien is daar ook 'n rede daarvoor. Die blote feit dat hy 'n gelowige is, dat hy nou al vir soveel jaar saam met die Here 'n pad kom, dat telke male dat die Here vir hom beloftes gegee het, en dat daardie beloftes ook waar geword het, veral ook die belofte van Isak. En omdat hy 'n gelowige is, dan sê hy hierdie een ding, wat vir ons seker almal in ons lewe erns moet aangryp, en waaruit ons moet leef. God sal voorsien. Oor hoe God voorsien, daaroor sal ons natuurlik met mekaar kan gesprek voer. Oor hoe God voorsien, gaan by ons elkeen verskil, maar ek glo dat wanneer ons geleentheid sou hê om met mekaar te kon praat, sou ons dan elkeen sekere storie hê om met mekaar te deel oor God se voorsienigheid. Maar juist dit, die feit dat God sal voorsien, is wat vir
Abraham dit moontlik maak om na Moria te gaan, om daar 'n aanbiddingsgeleentheid met die Here deur te maak. En soos vir elke beproevingsgedeelte of gedagte wat in 'n mens se lewe na vore kom, gaan dit altyd met 'n vorm van spanning gepaard natuurlik, of ek dit einduit sal volg. Wanneer 'n mens aantree vir dalk die beste voorbeeld, die Comrades, dan wonder 'n mens of jy hierdie lang reis waarvoor jy voorberei, of jy dit sal maak, of jy einduit sal kan volg. Want hulle wat hierdie resies al gehardloop het, sal 'n mens, wanneer 'n mens met hulle gesels, sal hulle vir jou sê, daar kom baie tye op hierdie pad wat jy hardloop, dat dit met jou nie goed gaan. En dat jy inderdaad wonder of jy einduit sal kan volg. So baie van ons wat die voorreg gehad het om te kon gestudeer het ons dalk miskien ook by soveel tye gewonder of ek einduit met die studies sal kan volg. Vir 'n agterbanker soos ek, met wie dit nie altyd so goed gegaan het nie, en wat daar vakke was wat ou moes oordoen, het 'n mens soms gewonder, is ek op die regte pad? En wanneer 'n mens met jou lewenstaak, met jou werk begin het, en jare voorlê voordat daar enigsins, of voordat jy enigsins kan dink om eendag af te tree, dan wonder 'n mens, gaan ek dit by hierdie maatskappy vir wie ek werk einduithou? Gaan ek genoeg lewenskragte hê, en gaan ek met al hierdie frustrasies wat daar is, einduit mee kan saamleef en dit kan volg? Maar so het Abraham en Isak dan uiteindelik hulle bestemming bereik. En die interessante is, dat wanneer mense hierdie deel van die verhaal lees, van eintlik daarvan hoofstuk van vers 3 af, is dat 'n mens die Here nie hoor praat nie. Die Here het vir Abraham geroep en het sy opdrag vir Abraham uitgespel, en daarna is dit asof die Here stil is en dat 'n mens hom nie hoor nie. Die enigste gesprek wat 'n mens wel van lees, is die gesprek wat daar is tussen 'n pa en sy seun, wat na alle waarskynlikheid niks anders genoem kan word as 'n pynlike gesprek, waarin hierdie twee betrokke is nie, want ergens sou Abraham seker tog maar vir Isak moes verduidelik het, wat is hier aan die gang? Want vir hom om uiteindelik dan op die altaar neergelê word, sou tog daarom seker ergens moes beteken het, dat die pa dit met sy seun moes gedeel het. Die verhaal sê nie vir ons dit nie, daar's 'n sluier oor hierdie deel van die gesprek, maar dit is seker na alle waarskynlikheid wat 'n mens vir jouself kan indink, dat Abraham moes hierdie pynlike gesprek met sy seun geloop het. In vers 10, dan lees ons dat Abraham sy hand uitgesteek het om sy seun dood te maak, en daarmee niks anders as Abraham se finale oorgawe nie. Ek wil vermoed of glo dat voordat 'n mens by 'n bepaalde ding kom in die lewe wat jy moet offer, is dit nie sommer net 'n daadwerklike of 'n onmiddellike afstand doen of 'n weggee van dit wat jy het nie. Daar is 'n hele lang proses waardeur 'n mens, glo ek, moet gaan voordat 'n mens uiteindelik by daardie punt van aflegging sal kom. En so
moes Abraham seker ook by 'n plek kom om sy finale oorgawe ook te maak. Mens kan jouself seker maar net indink of probeer indink wat alles deur Abraham moes gegaan het terwyl hy besig was om sy seun te bind. Of die kind teëgestribbel het, of die kind dalk miskien gepleit het, die sal ons natuurlik nooit weet nie. Maar die feit dat Abraham by daardie punt kom om die mes op te neem, getuig van sy volkome oorgawe. En dat na alle waarskynlikheid die Here vir hom seker met vrede op een of ander manier moes geseën het. Hoe sal 'n mens hierdie deel van Abraham se lewe kon beskryf? 'n triomfmoment van gehoorsaamheid, 'n oomblik van onbeskryflike smart, dalk is jy slimmer as ek, dalk is daar iets anders waarmee jy dit beter kan mee opsom. En dan hoor ons dat die Here weer tot hierdie gesprek toetree, wanneer hy vir hom sê, nou weet ek. Nou kan ek sien. Natuurlik het God Abraham se hart nie eers leer ken op pad na hierdie offerplek toe. Die Here ken Abraham se hart baie lank al van voor die tyd af. Maar die egtheid en die kwaliteit van Abraham se belydenis is nou aan 'n toets onderwerp. En die uitslag van die toets was 'n herbevestiging van die kwaliteit van Abraham se geloof. Ek weet daar so baie van ons of baie mense wat ek al gehoor het of selfs gelees het van dat iemand sê, ek wens ek kan 'n geloof soos Abraham hê, of ek wens ek kan 'n geloof soos Paulus hê, of ek wens ek kan 'n geloof soos die een of soos daardie een hê. As die Here hier aan die woord kom, dan kom sê hy, nou weet ek dat jy. En daarom is hierdie paadjie wat die Here met 'n mens verloop, 'n unieke paadjie. Die dinge waartoe die Here my roep, is anders as die dinge waartoe hy jou roep. En daarom maak dit die speelveld as ware gelyk waar ons deelneem. Want die Here roep my vir ander dinge as waarvoor hy vir jou roep. Maar Abraham, omdat hy gehoorsaam was, en in die ou vertaling of in die 53 vertaling lees ons dat die Here sê, dat ek sien nou dat jy my nie meer vrees nie. En hierdie vrees waarvan hier gepraat word, is nie 'n bang wees ding in 'n mens se lewe. Abraham was nie bang om Isak te gaan offer, omdat die Here dalk bepaalde dinge in sy lewe sou laat plaasvind het nie. Abraham was nie bang dat daar moontlike straf vir sy ongehoorsaamheid na vore sou kom nie. Inteendeel, in Abraham se lewe lees ons op meer as een plek van die liefdesverhouding wat hy met die Here gehad het. En as daar nie 'n liefdesverhouding was nie, dan sou hy nooit hierdie pad saam met Isak na Moria toe kon geloop het nie.
1 Johannes 4 vers 18 sê, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. En daarom is die woord vrees wat in die Bybel na vore kom, altyd gekoppel aan ontzagwekkende liefde. Abraham wat voor die Here staan en wat op geen ander manier oor die Here kan dink as 'n God wat met mense op pad is. En dat Abraham se liefde maar net een is van iemand wat God as sy meerdere beskou en dat hy hom aan hierdie God onderwerp. Nou weet ek, sê die Here, dat jy God vrees. Maar hoe weet God dit? Ons lees nêrens dat Abraham dit verklaar het nie. Ons lees nêrens dat Abraham daaroor gepraat het nie. Ons lees nêrens dat hy daarvan getuienis aflê nie. Al wat ons in hierdie deel van Abraham se lewe weet, is dat hy bereid was om dit wat die Here van hom gevra het, om dit te doen. Toe God op Abraham se liefde aanspraak gemaak het, het Abraham nie sekere terreine van sy lewe vir die Here gesluit nie. En dis dalk miskien as 'n mens iemand sou kon bewonder het, dan moet ons dalk vir Abraham hiervoor bewonder dat hy, toe God op sy liefde aanspraak gemaak het, het Abraham nie sekere terreine van sy lewe vir God uitgesluit nie. Sy liefde vir God was ongetwyfeld prioriteit nommer 1. Dis hoekom hy 'n geloofsheld was. Dis hoekom wanneer 'n mens in Hebreërs gaan lees van al hierdie mense wie se portrette daar hang, dat 'n mens van iemand kan lees, God was prioriteit nommer 1 in sy lewe. Nie omdat hy nooit sonde gedoen het nie, nie omdat Abraham enigstens 'n voorsprong bo enige ander mens gehad het nie, maar net omdat hy God ten spyte van sy tekortkominge onvoorwaardelik liefgehad het. Nou weet ek, wat weet God van my en jou liefde vir hom? En wat is ek en jy bereid om ter wille van God se liefde vir hom op te offer? Maar Isak is toe nou nie dood nie. Wat beteken dat die verhaal nie daar stomp eindig nie. Die offerhandeling, die moet voortgaan. Dit kan nie sommer net gekanselleer word asof dit nie belangrik is nie. Want die offerhandeling, dit wat daar by 'n altaar gebeur, is altyd die ding wat ons as mense moet raak sien, want dis die oomblik wanneer daar ontmoeting plaasvind tussen hemel en aarde. 'n Altaar is nie sommer net 'n ding wat gebou word en dat daar 'n handeling plaasvind waarin daar nie werklike diepgang van 'n belewing is nie. En juis nou dat die Here uitkoms gegee het, juis omdat die Here na Abraham se lewe gekyk het en gesê, ek kan sien, juis nou moet daardie offerhandeling soveel te meer plaasvind. Want wat 'n heerlike geleentheid was dit nie vir Abraham om nou opnuut sy geloof en liefde
vir die Here of teenoor die Here te bely nie. En daarom voorsien die Here 'n offer. Daarom hoef Abraham nie vir Isak te offer nie. En wat doen Abraham? Hy kom noem die plek, net soos wat dit die gewoonte in daardie tyd was om ergens waar daar iets gebeur het, en veral waar daar ontmoeting met God plaasgevind het, dan het die mense name aan plekke gegee. En ook hier gebeur dit, dat Abraham noem die plek, die Here sal voorsien, sodat daar nou nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit laat 'n mens onwillekeurig terugdink ook aan 'n ander plek en 'n ander tyd, toe daar ook 'n offer gebring was. Toe 'n vader en sy seun op pad was na 'n ander Moria toe, waar die seun ook geoffer moes word. Maar die verskil met die Abraham verhaal is dat daar nie 'n hoër gesag was wat opdrag gegee het dat hierdie seun geoffer moes word nie. Wat hierdie verhaal anders en uniek maak, is dat hierdie vader by homself besluit het om sy seun te offer. En dan onthou ons van 'n deel in hierdie seun se lewe waar hy ook in 'n nag van doodsangs gepleit het en gevra het, is daar nie dalk miskien 'n ander manier of 'n ander uitweg, 'n ander oplossing nie? En dat die vader dit nie goedgekeur het nie. Miskien het daardie offer nie baie ver van waar hierdie offer gebring is plaasgevind nie. Maar in plaas daarvan dat dit 'n offerdier is wat vasgebind was en op 'n altaar neergesit is, het hierdie seun die plaasvervangende offerlam geword. Die seun is geoffer in die plek van die wêreld wat met God die Vader uitpas uitgeraak het. En die dood en die offer van hierdie seun word die ontmoetingspunt tussen God en mense. Hy word die weg na die lewe. Hy is die poort na die hemel. Want op die berg van die Here sal daar voorsien word. Op die berg van die Here is daar voorsien vir jou en vir my. En dan word hierdie verhaal afgesluit soos wat ons God reg deur die storie van Abraham leer ken het. God kom maak weer 'n belofte. God kom herbevestig sy verbintenis aan mense. En wat doen God? Is hy kom na Abraham toe en hy sê vir hom, ek sal jou seën. En wanneer die Here sê hy sal seën, dan wil die Here maar net daardeur aandui dat hy dit ernstig bedoel met mense. Wat van ons word en hoe ons leef en hoe ons hom in hierdie wêreld moet verteenwoordig, dit alles is vir God belangrik. En wanneer God sy seën kom uitspreek, dan kom sê die Here dat hy
op grond van sy genade verbond met ons as mense ook wil beloon. Wat beteken dit dan as ons lees dat die Here sal voorsien? Onder andere sou ons kan sê dat ons hoef nie met 'n offer na die Here toe te kom om te dink dat ons die Here se goedgesindheid hoef te koop nie. Die Here het reeds vir ons volledig voorsiening gemaak. En dit noem ons die kruisevangelie. Die boodskap van lewende hoop. Die boodskap van blywende troos. Die boodskap van om te weet, ek is in hierdie lewe en op hierdie lewenspad is ek nie alleen op pad nie. Op die berg van die Here word daar voorsien. Nie net vir ons eendag nie, nie net vir 'n lewe aan die ander kant van die graf nie, maar op die berg van die Here word daar ook voorsien, sodat ons met ondersteunende genade ons elke dag se pad met volharding kan loop. Mag die Here vir ons elkeen seën. Amen. Dankie Here dat U voorsien. Ook wanneer ons terugkyk op ons lewenspad, ja, dan gaan ons eintlik aan die lag, want dis lagwekkend hoe U voorsien. Dis lagwekkend dit wat U vir ons gee, hoe ons dit kry. Dankie dat ons lag altyd 'n lag van geloof is in 'n God wat onwankelbaar vas staan. Dat ons geloof vasgeanker is in 'n God wat met ons op pad is en wat dit ernstig met ons lewe en ons verhouding met U bedoel. Here, vanmôre bid ek, nie omdat dit ek is nie, maar gewoon as 'n voorganger van 'n geloofsgemeenskap. Vir so baie mense wat hulle self vanmôre in die drukgang van die geloofslewe bevind. Wat male sonder taal al beleef het dat U voorsien, maar nogtans nou dat hulle voor 'n oomblik in hulle lewe staan waarin hulle moet offer, eksamen moet aflê, 'n pad van pyn moet loop, van los skeur. Ons weet, ons glo dit, ons bely dit ook. U is getrou. Dankie dat ons dan hierdie mense, wie hulle ook al is, waar hulle ook al is, aan U kan toevertrou. En bid ons vanmôre dat U ons gebed vir hulle sal verhoor,
en vir hulle met u liefde en met u voorsienigheid sal omvang. Ja, voorsien ook vir ons en hierdie land in die week wat vir ons voorlê. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied.
Broer en suster, ontvang die seën van die Here en gaan heen in sy vrede en leef in die wonderwete dat God met my en met jou op pad is. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.